Hier is die hele familie. Ja, dis O, Bolla en Balla. okay. Hy Waar? Sofia en Okay, Wouter, Sofia, daar gaan hulle. Wel, dit was 'n poging. Dit was 'n poging. Ons het probeer hulle aan julle bekendstel, want mense het gevra hoe lyk Wouter. Hulle ken al hoe lyk Sofia, maar hulle het gevra hoe lyk Wouter, so nou weet julle hoe lyk Wouter. So vandag se klets. Moes 'n crush op Sofia. Moeseklets. Sofia wil niks weet nie. Moesekras. So vandag op klets kyk ons na nuwe nuus op die krokodil. Dan Verwikkelinge op die Komati krokodil. en ons het Suid-Afrika se eie Chuck Norris ontdek. Yes. Dan is Cyril moontlik binnekort dalk iemand se cupcake. Hoopelik in die tronk. Seriously, daarom okay? Maar we can only fucking hope. We can only hope. En dan het jy vir ons 'n paar stats oor hoere. Ja. En met die heroorweeg ek en jy ons Hoere van die wêreld. Hoere van die wêreld. Kinders van die wêreld, dat daai boekreeks. Nee. Kinders van die wêreld. Shame man. Okay. Okay. Hoere van die wêreld. Hoere van die wêreld. So dis klets. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer gejaag, toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, net almal net. Jy het verjaar, Colleen. Ek het verjaar. Ek is nou officially deel van die Salusa 45 Club. Het jy hom gedrink vanoggend? Ek dink hulle maak my Salusa 45. Nee. Regtig? Ja, hulle Daar's 'n moose gap in die mark. Daar is 'n gap en nou sit ons met 'n hele sakkie vol vitamiene wat ons elke oggend moet afsluk. Dit lyk ek sluk basies 'n hele boks smarties af in vitamienpille elke dag. Ek dink daai is een van die grootste geldmaak schemes in die wêreld. Ja, is dit vitamiene. verkleur net jou piepie 'n bietjie. Ja. Eintlik al. Jy pis dit uit. Indeed. En dit raak net vir my duurder. Yes, Matthys, baie vitamiene is moeilik. Kyk as jy nou ek is nogal solid vir magnesium, nê? Magnesium is vir my non-negotiable. Ja. Maar as jy goeie magnesium gaan koop nou, kyk jy na R1000 vir 60 pille. 60 belaglik. so R1000 elke 2 maande sodat jy lekker kan slaap en 'n bietjie magnesium hoor ek wel is baie goed vir jou gehoorverlies. O, dan moet ek dit verseker kry. Gehoorverlies en dit word ook dan indirek gelink aan dementia. O. Dan moet ek dit verseker kry. So terwyl ons praat van gehoorverlies, Aan almal wat na ons luister, die uithouers en aanhouers wat nou al 'n rukkie saam met ons is, dit voel of julle half deel is van hierdie hele vibe, want julle ons kry sulke running commentary sodra 'n episode uitgaan. Van Colleen het 'n stuk snot in haar neus gehad, Matthys klink of hy in 'n blik praat. ja, sulke tipe van goeters. So van luisteraars gepraat, 'n paar van ons luisteraars het vir jou happy birthday gestuur. So luister hier. Goeiemôre mede-kletsers. Ek wil net graag vir my geliefkoeste aanbieder Colleen sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag nog baie jare wees. Love your work. Ek wil net graag baie geluk sê vir Colleen met haar verjaarsdag. Colleen, mag dit 'n wonderlike jaar wees vir jou. Mag dit al jou verwagtinge oortref. Mag al jou drome waar word. Baie dankie vir 'n fantastiese program. En ja, geniet dit en wees lekker. Happy birthday. Koop is 'n wonderlike dag en 'n fantastiese jaar wat vir jou voorlê. En ek wil net sê ek waardeer jou vriendskap. En dit is baie lekker om altyd met jou te kan stry oor goedjies sonder dat ons mekaar kwaad. Dis so nice. So Dis meer boodskappe as wat ek persoonlik gekry het. Dankie julle. Ek het meer vriende hier op klets as in my regte lewe. Daarom nou nie regtig nie. Nee, nie regtig nie, maar weet jy wat het ek definitief besef hierdie jaar, Matthys? Jy weet die ou mense het altyd gesê as jy ouer word jou vriende klink al hoe kleiner en kleiner. En dit is definitief so. Maar wat amazing is. Nou, jy het ook 2 honde. Ek het 2 honde ook. Wat vir jou geluk sê met jou Bolla en Bali. Is die 2. Maar is kwaliteit mense, nê? En dis wat saak maak. Dis daai kwaliteit mense. Ek onthou jare terug. Ons was nog studente gewees. En ons het toe vir Jan van Heerden, TV Jan van Heerden gehad as ons baas, ons stasiebestuurder by Tuks FM. En een keer het ons gedinner of iets soos dit en hy praat en hy sê jy het net 5 mense
in jou lewe. En die res almal is eintlik maar net kennisse. Jy het omtrent 5 mense wat Ja, ek het gesê as jy 5 mense het, is jy baie gelukkig. Ja. En ek onthou ek het 'n moose fight met hom daaroor gehad en vir hom gesê jy's net lonely. Jy was Mr. Popular. Jy is siek, jy is of nie siek nie, jy's lonely, jy is ja, ek kan nie onthou wat ek vir hom gesê het nie, maar ek het net vir hom gesê jy's alleen en jy's grumpy. En hoe ouer ek word, besef ek dat hy was reg. Ja, miskien amper dieselfde van jou sê Matthys, jy's alleen en jy's grumpy. Daar sê weer, dankie. Maar jy is een van my 5. Nog, onthou net as ons gaan om daai steekmes uit my rug uit te haal. Dan I'll be gentle. Okay. Was dit Henny Oukamp? Henny Oukamp. Die bekende skrywer. Hy het gesê dat 'n goeie drama het as jy die mes so in die audience se rug so insteek. En as jy hom so draai, lekker. Dan vra jy, is dit nie lekker nie? Drama cabaret, dit was altyd sy ding gewees. So as jy hom nou uittrek, onthou om net eers 'n bietjie te draai. Ja, ek sal dit vir jou lekker maak, moenie worry nie. Maar baie dankie vir almal se wense. Ek waardeer dit baie. Ek het heerlik verjaar. Ons is bly om dit te hoor. Wel, iemand wat nie so heerlike tyd gehad het nie is Ramaphosa. Laas Vrydag, toe die konstitusionele hof besluit het om die pala bevindinge wat die parlement gemaak het, om dit weer onder hersiening te roep. En dit basies onkonstitusioneel geroep. Dis vroeg en ons begin reeds sukkel met ons woordjies. Ons gaan ook probeer om hierdie keer nigter te bly, vir so lank as moontlik. Maar ons kan niks waarborg nie. Ja, so maar wat is nou die gevolge vir dit vir Ramaphosa? Want nou gaan van wat ek nou vlugtig gelees het, jy gaan probably beter weet, want jy is meer into hierdie goed as ek, maar so hulle moet nou 'n impeachment committee begin. So is nou nog 'n committee, lekker, job creation. En ons weet hoe lank vat komitees in hierdie land om enigiets te bereik. Towards some kind of impeachment. So hierdie is nou 'n parlementêre komitee. So hulle gaan nou basies die hele ding weer moet ondersoek, want die vorige keer, en ek kan nie al die details onthou nie, want my brein is 'n sif, maar die vorige keer het die parlement gekyk na die voorstel wat gemaak is, en toe het hulle nou gesê, nee, dis nie nodig nie. Maar dit was nog in eintlik 'n vorige bedeling, if you want to call it that. Dit was voor die GNU gewees. Ja, okay. Toe die ANC nog die opperhand gehad het in die parlement. So, en die ding is, Matthys, nou nog 'n komitee, wie betaal vir dit? Ons betaal nou weer eens vir dit. So, Cyril se vuil vingertjies kos ons ook nou nog geld. Altyd. Ja, en ek vind dit nogal ironies en eintlik komieklik dat van sy reaksie oor die hele ruling, wat hy sê nee, maar hy respekteer the rule of law and no one is above the law. Really my good man. Maar ek weet nie of jy kan onthou nie, net toe die Pala saak toe nou uitgekom het, hy het op daai stadium het hy bedank, of hy wou bedank. En toe het Gwedi Mantashe om basies gestrang arm om nie te bedank nie. So daai ding was alles connected. Nee, moenie bedank nie. Ons sal die parlement kry om hierdie ding uit te gooi. Ja, we'll cover it all up again. Ag, Matthys, ek is so gatvol vir hulle en hulle vuil gewoontes. Die hele parlement, ek trust nie 'n enkele een van hulle nie. As jy daar gaan sit vir jou werk en jou geldjie, dan het ek baie vrae oor jou. Die enigste ding wat ek sien as 'n positiewe is dat ons moontlik daarom nog kan sê dat wet en orde, ons howe, is nog nie gecapture nie. Ek weet nie of ek oortuig is daarvan nie, want ek het gehoor daar was 4 van die judges, wat help my. Regters, dankie. 4 van die, ek weet nie hoeveel regters daar was, maar daar was 4 van hulle wat gesê het nie, hulle gaan abstain van 'n vote nie. So, ek het dit nie gelees nie. Ek is baie jammer, ek meen dis 'n clear-cut saak, en as jy as 'n regter gaan moet sê nie, maar ek gaan nie 'n besluit oor maak nie, ek abstain van my vote. In eerste instansie dink ek nie met 'n regter wees nie. En verder meer is dit vir my duidelik dat jy nou gecapture is. En dan moet jy ook nie 'n regter wees in ons hoogste hof nie. Nee, Matthys, so ek is glad nie, ek was vir baie lank oortuig dat ten minste is dit nog die een deel in ons land wat ordentlik funksioneer. Maar die laaste paar maande, ek het baie vrae daaroor ook, en ek is glad nie meer oortuig dat ons hele regstelsel en
ons regsleiers en uitvoerders ook nie gecapture is nie. Ek het daai nie raak gelees nie, so dit sit 'n ander spin op dit. Maar die ander gedeelte is, ek het die week dit raak gelees, maar dit is maar nog alles conspiracies en berigte en gerugte, nie berigte nie, gerugte, is dat die ANC is besig om aan 'n plan te werk om van Cyril ontslae te raak. En dit is so tipies ANC, né? Hulle, net sodra hulle sien daar's 'n bietjie moeilikheid, en sodra hulle sien dat daar is moontlik 'n leier wat die nuwe leier van die ANC, as hulle hom klaar geïdentifiseer het, dan is hulle besig om die president van die ANC uit te werk. Ja, hulle het dus half hom gecover al die pad, en obviously is daar nou iets anders daar aan die broei, en nou is hulle besig om vir Cyril onder die bus te gooi. Hulle het ook wel 'n statement gemaak aan die media oor hierdie ruling van die konstitusionele hof, om te sê dat, jy weet, hulle ondersteun dit ook, en hulle sal, hulle respekteer ook the rule of law. En 'n ander ding wat Cyril gesê het, Cyril se spokesperson toe nou sê wat ek dog, excuse me, dat hy nou sê nee, the president has received the ruling and he will be considering it. What? Jy kan dit nie consider nie, as 'n hof vir jou sê dit is so, dan draai jy nie om en sê baie dankie meneer die regter, ek sal 'n bietjie daaroor gaan dink nie. I will consider it. No, you will be enforcing it, of this is how it is. There's nothing to consider here. Maar dit is die arrogansie, Matthys, verstaan? Die arrogansie en die lingo ook, hierdie weak ass lingo wat hulle al so baie gebruik. Sulke goed soos we will be considering it beteken dit ek gaan my garaan afvee. We are looking into the matter beteken ons kyk hoe ons dit gaan cover up. Hulle het al hierdie woordjies wat hulle so baie gebruik, dit het al temas geword in hulle gedrag, en wanneer hulle dit sê, dan beteken dit eintlik iets heeltemal anderste. Ons gaan dit toesmeer of ons gaan eintlik nie volk om nie. Ek dink die rede gaan hulle sukkel om toe te smeer. Maar okay, wat gaan gebeur met hom? Ek meen, kom ons kyk net na geskiedenis. Hy is nie die eerste president wat nou moontlik deur die impeachment gaan vir vingers in die til nie. Daar het ons nou vir Jacob Kelikisa Zuma ook. En ek meen, waar sit hy? Comfy nog in sy wat is hy plek? In Kandla. Ja, so ek meen, niks het nog ooit met enige van hierdie ouens gebeur nie, Matthys. Daar weer eens, kom ons kom weer eens terug na die Zondo-verslag toe. Nog nie een enkele arrestasie as gevolg van die Zondo-verslag nie. Die evidence is daar, dis clear as daylight, wie is die culprits hier, wie is die skelmsie. Maar hulle almal loop nog vry, en erger is dit, meeste van hulle het nog hulle werkies in die goewerment. Ja, parties vir baantjies. Ja, so ek raak nie meer hoopvol oor enige iets as dit goed uitkom nie. Ek raak nie meer excited nie, ek voel nie daar gaan enige relaas van kom nie. It's just like, dit voel soos daai, it feels like Groundhog Day. Ek dink die ander groter gedeelte van hierdie is dat dit maak die GNU fragile. Want die DA en sekere van die ander partye wat deel is van die GNU, het dit basies maar gedoen op beginsel van Cyril as president. En ek sien dat Gordon Lewis het Vrydag ook gesê dat hulle sal nie noodwendig dit teenstaan. So as die impeachment goeders voorgelê word en daar is gronde, dan sal die DA stem vir impeachment. Wat beteken dat hulle het nie noodwendig Cyril se back nie. Waar aan die begin was dit deel van die konstruksie van die GNU dat hulle het as DA in beginsel Cyril se back. So as Cyril dan nou op die einde geïmpeach word, dan sit ons teen met Paul Mashatile. Hy is die adjunct president van die ANC. En ons almal weet waar staan Paul Mashatile se loyaliteite. Nou ons weet hoe hy sy motorkite, so ja, en ons weet ook hy bly in 'n moesehuis in Waterfall wat nie noodwendig met skoon geld gekoop is nie. Nee, ek meen as daar nou iemand is wat clearly nie regard het vir enige wet nie, is dit ons Paul Mashatile. So en ons weet ook dat hy flikvloei verskriklik baie na die EFF en die MK.
Rarig. Van 'n GNU perspektief af. Kyk, hy is een van die mense wat dit baie duidelik gemaak het van die begin af, toe die GNU gestig is, dat hy stem nie saam met die DA en die ander partye. Ja, hy was nie happy oor dit nie. Glad nie. So, daar sal 'n redelike geruime tyd 'n storie dat hy sal eerder die EFF en die MK wil deel hê van 'n regering vir nasionale eenheid as die DA en soos wat die GNU party lede tans lyk. En dan is dit ook interessant dat die Vryheidsfront nie, EFF, hulle staan natuurlik agter die konstitusionele hofsaak. En dan begin my conspiracy theories nou. So, waar sit Paul actually regtig in hierdie hele ding? Is hy die ene wat inligting gegee het aan die EFF? Ek het besef hy vrys na die EFF toe. Ja. En Matthys, is alles speel vir hulle. Ek sê dit baie, en ek dink dit is wat my so irriteer van mense in die regering. En mense wat eintlik daar moet wees om ons te serve. Mense wat eintlik daar is om vir ons te werk. Hulle is publieke amptenare, hulle moet vir ons werk. Maar hulle vat niks ernstig op nie. Hulle vat niks in die land ernstig op nie. It's not a serious, they're not serious people. Hulle speel heeldag. Soos wat ons speel het as kinders, speel juffrou en klas of whatever. Hulle speel heeldag en hulle vat ons vir die pis. So ja, hens, ek raak nie opgewonde oor enige uitsprake of enige vooruitsigte dat enige een van hierdie bliksems verantwoordelik gaan gehou word vir enigiets wat hulle gedoen het nie. Wel, ons het 20 jaar se geskiedenis wat vir ons bewys dat dit nie gaan gebeur nie. En ons almal weet, Cyril is mal vir 'n kommissie, en kommissies, in my persoonlike opinie, word in Suid-Afrika geïmplementeer to buy time. Dis al. Nee, dis al wat dit is. So, wat wel interessant kan wees, is hoe gaan hierdie uitspeel vir die ANC net voor die munisipale verkiesing. So dit kan moontlik in die DA se guns werk, dat hierdie is ongelooflik baie reputational damage vir die ANC. As jou president moontlik deur 'n impeachment proses gaan, want al die vorige mense is eintlik deur die ANC verwyder voordat hulle deur daai proses gegaan het van impeachment, of hulle het bedank voordat hulle verwyder is deur die ANC, en dit gaan terug van Thabo Mbeki af. Thabo Mbeki toe Kgalema Motlanthe, toe Jacob Zuma, en nou lyk my Cyril. So dit is die ANC se modus operandi. Ek wil vir jou sê, ek dink jy's reg, dit gaan hulle definitief 'n bietjie brand damage doen, maar ek dink nie groot genoeg. Ek vat weer eens die geskiedenis. Al het die ouens bedank of hulle is verwyder voordat iets gebeur het of so, want dit moes al klaar baie reputational damage gedoen het, wat dit nie het nie. For some other reason voel dit vir my die ANC Wouter is so, nie Woutertjie nie, die ANC Wouter is so loyaal teenoor daai party. Waar ek dink die verandering is besig om te gebeur, Matthys, is op basiese dienste vlak. Ek dink na al hierdie jare begin loyale ANC ondersteuners moet hulle self nou eerlike vrae begin vra, want dit begin aan hulle raak. Hulle moet gereeld bande vervang, want hulle slaan potholes. Hulle moet gereeld by die gym gaan stort, want hulle het nie krag of water nie. Jy weet, dis hierdie goeders, hulle sien hoe skaai raak het hulle dit begin aan hulle sakke vat en aan hulle lewenskwaliteit vat. En daar tel ek nogal 'n sentiment op van daar is ouens gatvol en hulle is nou soos, weet jy wat, ek gee nou nie meer om of ek nou moet vir die ou wit tannie stem nie. Maar as hy my water gaan aanhou, dan is dit nou maar so. So gepraat van die ou wit tannie. Ja. Jy sê, ja, ek het vir jou 'n verrassingkie. Jy. Dat ek dit gaan kry. Dis 'n baie groot gat. Dan die hele nette boot en sy stuur dit voort en sy roei saam met wie weet wat. Daar's iets wat daar dryf, dis groen en styf, dit het 'n kop en het het ook 'n lyf met tande wat blink en 'n asem wat stink, maar niks gaan vir hom van koers afbring. Dis amper so, jy het laasweek ook so sang gespeel. Ja. So ek love it. Laasweek was 'n drol.
Hierdie week is 'n krokodil. Krokodil. Die mense hardloop met haar marketing campaign waar. En ek dink ook hier het te doen met die krokodil storie wat oorheers, maar ons sal later terugkom na hom toe. Mati krokodil. Ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink die sentiment onder kiesers is besig om te verander. Ek dink die groot gevaar is dat kiesers nie gaan opdaag nie, want mense het letterlik net stoom verloor in politiek en politieke partye. En hulle het nou 'n interessante opmerking gemaak toe sy in 'n onderhoud het hulle vir gevra, so canvas julle op die stadium om julle kiesersbasis te vergroot en meer stemme van die ANC te werf. Toe sê sy haar eerste rol is net eers om seker te maak dat die DA stemmers actually opdaag en gaan stem. En sy het statistieke gewys, want as al die mense wat sê hulle stem DA geregistreer is byvoorbeeld in Johannesburg, actually opdaag, dan het die DA alreeds 'n baie goeie kans. En as hulle dan nog stemme werf van die ANC af, vergroot dit actually net hulle kans. So, ek dink dit kan interessant raak. Ek dink ons gaan hierdie moet dophou om te kyk wat gebeur met hierdie uitspraak en hoe lank vat dit. Maar my gut sê vir my dat Ramaphosa se kieringkies is besig om te braai en ek kan jou waarborg voor 4 November het die ANC 'n nuwe president of 'n leier. I don't think he's going to sit this one out. Ja, kom ons kyk maar Matthys. Op hierdie stadium, better the devil you know. Ek weet nie, want hulle raak net al hoe fucking erger. Het jy gesien ook wat gebeur het van minister van Finansies, Gordon Guana? Enoch, wat geskryf het vir and they knock. Wat geskryf het vir Dado Marero, die Dadu. Useless Dadu. Ja, Dadu. Dodo. Om te sê dat basies die munisipaliteit van Johannesburg is bankrot. Ja, dis in sy moeder. Het jy gesien dat Dadu, ek weet nie, is dit Dadu? Is dit Dadu? Klink nou heeltemal verward. Heeltemal, ja, ek dink is Dadu Moreiro. Dodu Moreiro. Dudus. Kom ons noem Dudus Moreiro, want dis maar wat hy doen is hy dudus heeldag. Hulle was nou weer by een of ander event gewees, al die burgemeesters van die verskillende metropole. By Birchwood. Who else? Natuurlik. Beautiful Birchwood, dan Benoni, of Boksburg eerder, St. Bosberg. En toe vra hulle nou vir die verskillende burgemeesters om hulle self 'n rating uit 10 uit te gee. Dis actually deel van hulle performance management. Ja. Hulle het gesê wat het hulle self gerate op hulle performance management. Ja, en die spesifieke onderhoud dan vra die joernalis vir hulle so wat sê jy self gee 10 uit as 'n performance rating. Toe sê Dudus baie confident 9 uit 10. 9 uit 10 as dit nie was vir die waterkrisis nie. 10 uit 10. Maar as gevolg van die waterkrisis dink hy 9 uit 10. Ek het 'n ander ding gelees wat hulle sê dat al die ANC munisipaliteit burgemeesters het hulle self tussen 8 en 10 geskoor op service delivery. Ja, delusional. Heeltemal. Hulle het almal iets gerook wat Panyaza vir hulle gee vir my. Steen speel Matthys. Hulle speel net en dit doen hulle baie goed. So daarvoor kan hulle 9 kry. Dit doen hulle baie goed. Ons het laas 'n comment gemaak dat Solly Malachi en Dr. Leon Schreiber na die AI die AI policy scandal. Ja. Dat hulle eintlik niks gedoen het nie. So net nadat ons gerekord het, want ons rekord nou so 'n klein bietjie vroeër as dit ons gewoonlik doen, het dit nou eintlik aan die lig gekom dat tussen die twee het hulle 4 senior amptenare, 2 in elke departement, gesuspend, opgeskort, as gevolg van die AI discrepancies. Ek hoor in die een beleid was daar 132 references, waarvan die een 'n actual reference was nie. Dit was alles AI hallucinations. En daai was die AI beleid uit Solly Malachi. Dit was die AI beleid. Ek kon nou nie onthou wat die een het was nie. Dit was die actual AI beleid. So, ons het laas gesê, julle doen niks nie, maar
at least het hulle iets gedoen. Julle is spendare mense. Hulle is spendare mense. Die ander tannie wat op die stadium opsprake maak is ons minister van maatskaplike ontwikkeling, Tannie CC Tolashe. Ja. Het jy dit al gesien? Tannie. Tannie. Nee, ek het nog nie vir Tannie Tolashe gesien nie. So sy is die hoof van die ANC of die president van die ANC Vroueliga. Maar hoekom sy die afgelope ruk in die nuus was, is Sy moet seker 'n moerse dinamiese mens wees, nee. Anyway, continue. Anyways, sy het 2 sportsnutsvoertuie gekry as geskenke van 'n Chinese voertuigvervaardiger vir die ANC Vroueliga. Dis geskenk vir hulle. Sy het nou besluit, maar sy gaan die voertuie eerder vir my haar kinders gee om daarmee Ek het nog gehoop jy gaan sê omdat sy in maatskaplike werk is. Het jy gesê sy is minister van maatskaplike ontwikkeling. Het ek nou rarig gedink voordat jy daai sentence klaar gemaak het, gaan jy op 'n stadium sê sy het eerder besluit om dit vir 2 skole te gee. Nee, of dit aan 'n hospitaal te skenk of dit aan 'n maatskaplike werk NGO te skenk. Nee. Okay. Nee, dit nou nie. Sy het dit nou hart is duidelik in die regte plek. Ja, daar's min maatskaplike hart in haar. Sy is absoluut uitgeknip vir haar werk. Goeie politikus. Diep gesetel in die ANC. So die voertuie is nou onder loop gebring en daar word nou vrae gevra. Sy het nou geantwoord aan die parlement, want daar was 'n parlementêre vraag wat aan haar gestel is om te vra waar is die voertuie? Hoekom het jy dit nie gedeklereer nie? Want jy as minister, ek meen enigiets, as jy vir 'n minister byvoorbeeld 'n pen gee, dan moet hulle dit deklereer. In meeste jobs moet jy dit doen. Ja. As jy enige vorm van van geskenk kry, moet jy dit. So sy het nou besluit sy hoef dit te deklereer nie, want dit is vir die ANC Vroueliga gegee. So sy gaan dit nie deklereer aan die parlement nie en sy gaan geen parlementêre antwoorde lewer of vrae antwoord wat vir haar gestel word. Hoe durf hulle wil vra daaroor? Hoe durf hulle? So sy het nou ook besluit om 2 ander Chinese voertuie terug te gee vir die ANC Vroueliga, maar die probleem is dat sy nie eens verstaan dat sy het 'n ander Chinese fabrikaat gegee vir die Vroueliga en nie die ene wat actually aan haar het hulle vir Jacos gegee, moes dit daai nice Jacos en toe gee sy vir hulle 2 cherries terug. Ietsie omtrent soos dit. Ek vermoed dit. Maar wat eintlik vir my interessant is oor hierdie, en dit link nou terug na die Solly Malatsi en Leon Schreiber ding toe, is Cyril is weer eens doodstil oor wat hier gebeur en sê niks en doen niks, soos wat ons Cyril maar doen. En hy gaan nie optree nie. Hy gaan nie optree oor haar. Nee, ek meen sy moes eintlik onmiddellik gesuspend gewees het, sy geweier het om die parlement te gaan antwoord. Want as 'n lid van die parlement, as die parlement jou roep en jy moet kom vra antwoord, dan daag jy op. So dis die eerste ene. Die tweede ene, jy is die president van die Vroue Liga van die ANC. Jy is die you are the biggest woman. Well, she's quite rather big as You well. are supposed to be the fiercest feminine energy. Ja, jy moet self die moederlike aardse gedeelte van die matriarg van die ANC wees. En ook die fairness en die transparency. Daai ouens en hulle moet eintlik, as ek dink aan die hoof van enige Vroueliga, dan dink ek amper aan wat nie Amerikaners aan, Madam Justice, wat staan met die weegskaal, ja. Met die ooggeblinddoek. Dan dink ek aan iemand soos dit. Iemand wat absoluut, wat regverdigheid en gereg is vir hulle die mees belangrikste ding. Dis iets wat hulle absoluut in hulle kinders instol van die oomblik wat hulle wakker word in die oggend, wat as hulle in die verkeer ry, instol hulle daar en hulle is bedagsaam en gaaf teenoor almal wanneer hulle by die kantoor inloop. Verstaan, dit is 'n way of being vir hulle. Dit is hoe ek dit sien, maar ja, dit is toe nou nie so nie. Nee, maar weer eens dink ek nie met ons verbaas wees nie. So, net terug weer, dat die DA wys vir ons dan ook dat hulle tree op. As daar iets ongeruimd is, dan tree hulle op.
En dit is wat ons verwag, vermoed ek, van ministers. Dit is wat ek verwag van ons president ook, en van enige ander minister. Maar die korrupsie ding en die feit dat ons dit net as Suid-Afrikaners amper aanvaar. Ek kyk nou daai ding ook weer wat mense sê van, hulle besef nie hoe diep strek korrupsie in Suid-Afrika nie. In corporate, in government. Maar ons is so gesensitized teenoor dit. Nee, dit was absoluut normaal. Ons kyk oor dit. Dis deel van ons wees hier in hierdie land. Hoorie, maar jy sê daar's 'n nuwe verwikkeling in die storie oor die krokodil storie en die kreur. Ja, so die besigheidsman. Ja. Ek lees dit, kyk, Met sy Ford Ranger. Met sy Ford Ranger. Ja. Kyk, elke liewe berig, elke liewe social alleged news site bring nou hulle eie weergawe van hierdie hele storie uit, want hulle obviously kry die storie verskillik baie kliks. Ek bedoel, die storie het internasionale nuus gemaak op die BBC. Dit is in Amerika geberig gegewe. Ek meen, maar dis die tipe storie wat mense mal is voor, nê. Nee. Ja. Want it's just so odd. So 'n nuwe verwikkeling in die ding, in die besigheidsman van party berigte sê hy is van 'n Mpumalanga, ander berigte sê hy is van Gauteng, ons is nog steeds nie seker nie, maar ons weet hy het 'n Ford Ranger gery, want ons het die foto evidence van dit. Hulle reken hulle het in die spesifieke krokodil iets so 6 pare of 6 verskillende skoene gekry. What? Ja. Okay, maar hulle spesifiseer Crocs en flip-flops het hulle binne in, I mean, that is so funny. Die Crocs is net, that's a joke on its own. Ek het nuwe respek vir hierdie krokodil. Weet jy wat ek dink? Onthou jy vir wat is daai Amerikaanse vrou, sy was 'n komediant gewees. Ellen? Nee, 'n komediant wat al die mense uitgetrap het en comments gemaak het as hulle sleg aantrek. Ek wil net sê dis Jane Fonda, maar dit is nie Jane Fonda nie. Dis die ander. Ek sal nou by kom, ja. Maar maybe is daai krokodil soos 'n Ja, soos van jy dra Crocs, ek gaan jou fucking so, op weet. Hy's eintlik die fashion police. Die fashion police. Dit Ja. was die show se naam gewees. Ja. Okay, ja. Ja, so van wat hulle nou sê, is daar definitief evidence dat hierdie krokodil het al 'n paar mense geëet. Ja. Baie lief vir 'n stukkie mensvleis. Maar dan nou ook, ek dink een van die unsung heroes in hierdie hele storie, Matthys, is daai man wat aan die tou vasgebind is en by die helikopter uit is om daai krokodil te gaan vang. So hy het hom eers dan nou ge-euthanize en toe het hom nou met 'n tou vasgemaak. Soos ek dink byvoorbeeld aan daai, onthou jy was dit 'n Leon Schuster movie of iets wat hy gesê het, ek is 'n raggie en ek is rof, ek is so rof, ek maak my broek met 'n fucking slang vas. Was dit nie Leon Schuster? Ek kan nie daai. So daai, ja, en ek dink nie mense hemel hierdie man genoeg op nie. Ek meen hulle het hom daar in hierdie infestation van krokodille laat ingaan en hy daai massiewe krokodil vasgemaak met 'n tou en hy het van daar uit sonder vrees. So ek het net 'n bietjie gaan kyk, wie is hierdie persoon? Ek was baie geïnteresseerd aan wie is dit. En ek was glad nie verras toe ek sy van hoor nie, want kyk as jy 'n man kry met hierdie van, en ek is ook 'n afstammeling van hierdie manlike geen af. Ja. Seker nie regte ding nie, maar van hierdie mans af, van hierdie familiemans af. Die voorvaders. Die voorvaders, nee, dan weet jy hierdie ou is bang vir fokol. So wel dan ene kaptein Johan Potgieter. Oh my word, so dit daar Colleen. 'n potgieter. It had to be a potgieter. That's it. Hulle het oor die Drakensberge. En die enigste ouens wat toe nou om 'n klein bietjie opgehemel het. Ja. En jy maar as ek dit gaan lees hoor, want kyk hierdie storie fascineer my verskriklik. Nêrens en ja, baie min van die local media kon ek iets kry oor kaptein, oor die persoon. Ek weet nou nog nie wie dit is nie. Ja. Maar hy was toe nou op BBC gewees. Die BBC het van hom 'n hero gemaak, van kaptein Potgieter. En wat sê hulle? Wat sê hulle van Dit is soos hierdie ou het nerves of steel en hy's net insane. Ek meen hy's like Chuck Norris in their eyes. Daar het ons moontlik 'n hele nuwe internasionale celebrity, Johan Potgieter. Ja, hy klink vir my alreeds beter as Melon Piet. Ek sien al was nou weer 'n paar goeters ook oor Melon Piet. Hulle het apparently lately ondersoek gedoen oor
of nie ondersoek nie. Wat praat ek nou van? Ek weet nie. Onderhoud weer gedoen. Wat hulle gepraat het met Mel en Piet en Mel sê dat Piet is verseker onskuldig. Dit was alles saai gewees. Wow, is hy nog steeds met daai ene voor? Sy nog steeds like met daai storie voor. Diep gebrainwashed daai. En dan sê sy ook dat sy is die een wat op die stadium verlang na Suid-Afrika, sy verlang na die mense en sy wil terugkom. Dink vir my Piet is nie heeltemal oortuig nog daaroor nie. So ek weet nog nie wat in daai sirkus gaan gebeur nie, maar Potty klink vir my na eerder iemand wat internasionale opsprake moet maak as Mel en Piet op die stadium. Ja, ek dink Potty ou kaptein Johan Potty, hy moet vir ons 'n bietjie meer dinge in hierdie land kom doen. Ons moet hom dalk bietjie in die hande kry. Ja, ek sal gaan kyk. Okay, kom ons kyk, dan praat ons bietjie met Potty. Klink vir my lekker. Van my en jou se voorsate. Ja, van ons voorsate. Ek en hy en jy is dalk ergens nie te ver langs familie nie. Wel, ek is seker ons almal is op die einde, maar ver langs familie. Ja, so hierdie rabbit hole was my hektiek, Matthys. Hierdie hele krokodil rabbit hole. So toe gaan lees ek nou verder, ek is nou vreeslik fascinated oor diere wat mense doodmaak. En hoe gereeld gebeur dit en wie is die groot culprits? So baie interessant. Krokodille is definitief die belange of die grootste moderne mensvreters, nê? En statistieke wat deur Crackbite, die organisasie Crackbite versamel word elke jaar, sit geskatte syfers weens krokodille op ongeveer 100 krokodil aanvalle wêreldwyd per jaar. Dis moeë baie. Ja, ekskuus, nee, dis nie aanvalle nie, dit is geskatte sterftes. Sterftes. Ja, so die aanvalle is nog meer. Toe gaan kyk na ander diere, soos haie byvoorbeeld. Ag, hulle het nie 'n patch op die krokodille nie. Hierdie kom van die International Shark Attack File. Ja. Sê hulle jaarliks omtrent 65 bevestigde onuitgelokte haaibuite of aanvalle wêreldwyd. Dis naby aan die onlangse 5 jaar gemiddeld van ongeveer 61 uitgelok. So ons kan dit min of meer sit op tussen 65 en 61 haai-aanvalle reg oor die wêreld 'n jaar. Dan groot katte, baie interessant. So onder groot katte sluit hulle in tiere, leeu's, luiperde. Dit is nou nie daai groot katte wat jy kry by 'n bar wat jy opeet. Dis nie daai kat, daai katte nie. Ander groot katte. Nee. Okay. Ander groot katte. Ontleding wat gedoen is oor die laaste 70 jaar van roofaanvalle deur hierdie groot katte, sit dit op in die laaste 70 jaar op 1696 roofaanvalle. Met Indië wat die grootste persentasie van roofaanvalle het op 72% van al die aanvalle wat in Indië gebeur, en maar net 14 in Afrika. Dis weird. Ja. Dan ysbere. Ysbere wil regtig nie graag mense aanval nie. Hulle sê ysbere sal jou net aanval as hy regtig voel jy stel hom in gevaar, jy dreig hom, of as hulle baie voedingsgestremd is, as hulle nou nie as hulle al vir baie lank baie honger is, ja. So van die jaar 1870 tot met die jaar 2014 is daar slegs 73 bevestigde aanvalle gedokumenteer van ysbere. Met 20 sterftes binne daai 73 aanvalle. Maar hierdie roofdiere, Matthys, is nie noodwendig die grootste oorsaak van onnatuurlike of dierlike dode onder mense nie. So volgens Our World Data skat hulle dat ongeveer 1.5 miljoen mense per jaar gaan dood aan een of ander dier se aanval of iets. Maar die meeste word veroorsaak deur muskiete, slange en honde. Muskiete maak die meeste mense dis obviously kom maar met malaria dan. Ja, dan slangbyte en dan honde. Maar ek het gehoor hippos is ook een van die groot, maar dit is nie daar op die stats nie. Ja, kyk net na roofdiere. So hippo is dalk ja, word ook gesien as iets anders. Ek gaan kyk. Maar daar is baie mense wat deur hippos aangeval word. Sê net gou weet my, wat is daai stat van die krokodille? Hoeveel mense is dit nou weer? Ongeveer 1000 per jaar oor die wêreld. Ek het net gou gaan kyk, waar kry 'n mens die hoogste nommers krokodille in die wêreld? So Noord-Australië, hulle is die primary home van saltwater crocodiles, dan Indonesië. Is dit nou krokodille in die see? Ja,
So jy kry So is a brand new fear unlocked now. according to hierdie kry jy die key species and types of crocodiles is saltwater crocodiles, Nile crocodiles en American crocodiles. Ek weet nie regtig Suid-Afrika kom nie op nie wat vir my interessant is. So Noord-Australië, dit is hoofsaaklik die saltwater crocodiles, dan die tweede plek lyk my is Indonesië. Hulle het ook 'n groot density van krokodille veral in hulle swamp systems. Dan New Guinea, dit is ook waar jy dit kry. Indië het ook krokodille, behalwe vir groot katte, het hulle krokodille. Maleisië en dan Costa Rica. Dit is waar die grootste populasies krokodille. En Florida, waarvan Florida? Het jy ingenome? Ek sien nie Florida hier nie. Okay, want hulle het ook mos, hulle is Florida, dit is een van die beste plekke waar jy dit kan sien. So, okay. So Matthias, fun fact, hippos are commonly estimated to kill about 500 people per year in Africa. Maar ek dink ons kry hoofsaaklik maar net hippos in Afrika. Ja, maar dis baie. Dit is baie. 500 per jaar. So is 500 minder as krokodille. Jy sien, you gotta love nature, né? Hulle help ons daarom. Hulle help hulle net om van mense wat dink Crocs is mooi skoene ontslae te raak, is ek al reeds happy. Ek dink ek sal actually vir daai krokodil bonus 10 punte gee as hy iemand met Crocs eet vir daai kak, waar daai goedjies wat jy nou indruk, né? Goedjies in 'n ek weet nie wat noem jy dit nie, dis iets spesifiek glo. Ja. Accessory. Ek sê onthou wat was jare terug, ek dink dit was hier in die 90s gewees. Wat vrouens daai charm bracelets. Charm bracelets. Speak baie van die 90s goed is terug. Charm bracelets are very much back in fashion. Ja, daar is dan maak 'n kakkie. Ja, ek moet ook erken ek besit 2 pare Crocs. Een sal jy my nooit in sien nie. Dis my tuinskoene. Ja. En die ander ene het ek baie al aangegaan en mense weet nie dis Crocs nie. En dan kry ek baie komplimente daaroor. Maar dis jou boots. Dis 'n booties, ja. Ja. Dis is 'n waterproof booties. Nee, daai het ek al gesien. Dit lyk nie te bad nie. Maar nou daai gewone Crocs is dan maar angsbenemend lelik. Nee, dis verskriklik lelik, maar baie gemaklik. So die fashion police dan hier was Joan Rivers. Okay, Joan Rivers. So ek dink ons moet maar hierdie krokodil dalk Joan noem. Joan. Ja. Joan, the crocodile from Komati. River. Daar's hy. Daar's hy. Daar het ons hom. Sit op daai. Daar het ons hom. Dit is amazing goed. Ander kere net 'n klomp kak. Wat sê jy? Nee, ek praat met myself. Okay, bietjie hardop gepraat, hardop gedink. So, ons het krokodille wat mense uitwis en dan het ons apparently nou 'n nuwe virus ook. Die Hanta virus. Hanta. En mense is besig om vir my baie fucking opgewonde te raak oor hierdie virus. En almal is besig om hierdie regte COVID geleide te maak, maar die World Health Organization sê dit is nie die volgende COVID nie. Nee, want dis nie wat hulle sê nie. Kyk, hulle gaan dit nooit sê nie. Hulle gaan nog steeds die vrees, maar statistieke wat die World Health Organization elke jaar lewer. Ja. Daai statistieke, geskiedkundige statistieke going back, sê dat tussen 10,000 en 100,000 mense elke jaar oor die wêreld die hantavirus kry. Maar hulle gaan dit nou nie nou vir jou sê nie. Hulle gaan vir jou sê, o, fok, is die volgende pandemie. Ja, dis nou gaan dit, nou dink ek corona, arme corona, die bier het so gekak onder COVID, coronavirus is in die hunters. Ja, so wat is die volgende? Is dit Black Label? Is dit Miller's? They will never be able to call any virus black, it would be racist. So dit gaan nie gebeur nie, ja. Ek het nou amper iets verskrikliks politically incorrect gesê, so dat ek net eerder stil bly. So, hulle sê daar's nou 'n paar mense wat aangesteek is van die virus, en ons almal weet mos nou dit op een of ander skip gebeur, en toe's mense Suid-Afrika toe gevlieg, en nou het ons dit hier, apparently is daar ander plekke waar dit ook is, waar hulle monitor, het jy gesê? Daar's 11 lande tans, ek kan gaan vir jou sê, as jy my 1 sekond gee, gaan ek vir jou sê, watter lande monitor hulle tans mense. So Canada lyk my die grootste uitbraak van die hantavirus, wat ook, het ek gelees, nie regtig, of baie moeilik, tussen mense oorgedra word. Dan natuurlik Amerika,
Dan die UK, Spanje, Spanje waar ek nie tans is nie. En sê, gelukkig, ja. weet jy vir oproep het gekry, wanneer gaan jy nou Spanje toe? Shit, ja, Colleen is nie Spanje toe nie. Ek is nou nie Spanje toe nie, hier is ek, as gevolg van ons land se nog 'n voorbeeld van moeilikheid en die challenges of being a South African citizen. Met 'n groen mamba. Ja, met die groen mamba, die visa. Die UK, die Nederland, Switserland, Denemarke, Duitsland, Suid-Afrika obviously en Singapore. So dis die lande wat hulle tans op fokus en wat hulle uitgereik het ook na mense toe wat op daai skip was. Wel hulle is nog steeds op die skip, hulle is nog van die skip af. Ja, okay, ja, sorry, ja. Ja, hulle is al moedeloos. Ek het hierdie ander video gesien, Matthys, dit is kaaksnaaks van hierdie een ou wat ek volg op Instagram. Ek vergeet sy naam. So jong swart Amerikaanse ouetjie. Nee, Suid-Afrikaanse ou. Nee, Amerikaanse ouetjie. Ek dink aan 'n ene. So daar's 'n of ander travel journalist. Kyk, hy is nou besig met 'n flippin' wet dream hierdie ou, nê. Travel journalist op hierdie skip. Is hy op die skip? Hy is op die skip. So al die nuusagentskappe maak nou met hom kontak en hy is nou soos jy weet in the field breaking news beriggewing. En hulle vra toe nou vir hom een van die interviews weet hoe is die sentiment, hoe is die gemoed van die mens. Hy is nie almal is baie positief en hulle is we know, we have so much hope. We are definitely getting off this ship. En dan kom die swart ouetjie so in die skrienery. The fuck you are. Ja, en soveel crazy memes wat uitkom van ja, die vroutjie wat ook so, is die famous, sy is in elke liewe meme, so vrou wat so, sy is definitief dronk, so sy loop soos 'n dronk prostituut in die straat. Swaai die hippies, swaai die skouertjies. Ja, dan sê die caption, on my way to sink that ship. Want ek dink net niemand is meer lus vir nog 'n COVID 2.0 nie, so ja, ek dink hulle moet maar net die mense daar op die skipie los, vlieg maar vir hulle kosie in, julle kan vir Potty stuur. Hy sal vir hulle uithaal. Potty sal vir julle kosie afbring met tou. Ja, hy gaan definitief nie hantavirus kry nie. Potty kan niks kry nie. Hy klink vir my soos The Hoff. Ek dink hy's iets tussen The Hoff en man, wat sê wat ek nou nog gesê het? Wat dood is hierdie jaar? Het jy nou iets gesê? Ja, ek het gesê hy is soos ons eie. Potty is soos ons eie. Oh my soul. Ek dink my brein is sif. Ek dink is iets in die vertrek wat dit doen. Hoekom? Chuck Norris. Daar's hy. Okay. Chuck Norris. Ja, so is dit in the half van Chuck Norris. En my brein nog. En my waar was ek? Ons is op hantavirus. En ons is nog nigter. Hierdie is die ergste van alles. Dis dalk die probleem. Maybe. Nog 'n sluk van. My wyn is al klaar. Ja, so jy het hantavirus opgebring. Wat wil jy nou verder oor sê? So apparently sê hulle nou, maar dit is nog alles klomp gerugte en niemand weet eintlik, dink ek. Fearmongering. Dis die baie mooi woord daarvoor. Is dat die spesifieke strain van die hantavirus wat nou op die spesifieke boot uitgebreek het, daai woord. Dit is die strain wat oordraaglik is aan mense. Okay. So elke virus het mos strains. Maar is it really or is it just easy to use that? Maar 'n ander berig sê dat Suid-Afrika se rotte het nie die hantavirus. Ek glo dit. So weet jy taaf is ons fucking rotte. So taaf soos ons politici wat net the gift that keeps on giving. So Suid-Afrika se rotte het apparently nie die hantavirus nie. So ons hoef rustig te wees vir ons rotte. Maar 'n ander probleem is dat Suid-Afrika sit op die stadium blyk my met 'n groot slang pandemie. Slange kom uit in gate en kom voor in areas wat nie noodwendig soos residensiële areas wat nie noodwendig baie slange gehad nie as gevolg van verstedeliking. Party van die mense sê dit is as gevolg van die baie reën wat ons gekry het die afgelope ruk. En natuurlik slange gaan nou amper in hibernasie in, so hulle moet nou kom eet voordat hulle in hibernasie ingaan. Maar 'n ander teorie is dat Suid-Afrika se stede en buurte is moesevuil. En dis hoekom ons so baie slange kry,
Want as dit vuil is, Kom, hulle is daar skoon baie rotte en baie muise. Ek is nou met jou. So, ja, ons rotte het daarom nie hand aan nie, maar So hulle kom agter die kos, so die slange kom eintlik agter die kos aan die rotte en die muise. En die muise kom agter die feit dat dit vuil is. Dis waar ons dit kry. Maar ek meen, dit is crazy, mense het nooit van hierdie gehoor 'n paar jaar terug. Slange, almal kry slange in hulle huise, en hulle swemmarrens, en dis holy shit, dis iets wat ek nooit aan gedink het. Ek bly in suburbia. Dis die laaste ding waaroor ek worry is 'n slang. En veral daar in die Kaap. Ja, die Kaap het baie. Een van 'n ou wat 'n slangvanger het iewerse, of slangvanger is, het iewerse op my social media algoritme. Die slang ou. Here, dat freak my uit. Ek Daai sal ou- nooit Kaap toe trek as Ek gevolg het van net dit. gister gelees, daai ou het al, ek dink in die laaste jaar 400 slange gevang. Ja, dis hektiek. Dis meer as soos een 'n dag. Nee, dis ek is fucking bang vir 'n slang. Ek hou nie van slange nie. Nee, ek soek Dis- nie naby my nie. Ja, dan vrees ek eerder 'n krokodil, want ek dra nie kraks nie. Nee, So ek is die slang okay. dan eerder. 'n Krokodil gaan my nie vang nie. Jy sê jy het 'n paar ander stats ook. Ja, Kate, so ja, goed wat ek nou maar net oor gewonder het, jy weet. Random goed wat by my opkom. So ons praat baie oor die Checker 60 ouens, nê, Ja. en hoe hulle regtig nie kyk, hulle het verseker nie advanced driving lessons of Nee. lisensies ooit gekry nie. Ek dink ek kyk baie maal so na hulle en dink ek jy het verseker 'n lisensie gekoop elders. Want in die eerste instansie jy praat verseker nie 'n amptelike Suid-Afrikaanse taal nie. Soos Engels byvoorbeeld. Ja, Engels is uit, maar jy praat ook nie enige ander amptelike Suid-Afrikaanse taal nie. You either I don't French or something. So ek weet nie waar jy jou toets gaan skryf nie. Hoe het jy nou hierdie learners toets geskryf nie? Maar Matthys, 'n motorfiets het jy net 'n learners vir nodig. hang af hoe groot die motorfiets is. Enigiets onder 125 cc het jy net 'n learners nodig. Enigiets bo Wat dit moet meeste jy van daai- actually die toets gaan. Ja, hulle is almal 125 cc's. Ja, so hulle het net 'n learners nodig. Ja. Ja. Daai klein big boys. Maar ek dink regtig daai ouens waag hulle lewe en ek wonder toe nou nogal, ek weet nie die hoeveelheid ongelukke wat ek op 'n daaglikse basis probeer vermy met die motorfietsse. Toe wonder ek hoeveel van hierdie ouens maak ongelukke. En sou mense ooit data daaraan kan kry. So in Suid-Afrika onder Checker 60 afleweringe, hierdie is volgens die Motorcycle Safety Institute, is daar 7 voorvalle. 7 ongeluksvoorvalle per dag. Ja. Wat Checker 60 afleweringsryers involve. Die instituut het ook byna 400 ongelukke onder afleweringsryers oor 'n tydperk van 12 maande aangemeld. Waarvan 56 ryers op die toneel gesterf het en 'n verdere 16 in die hospitaal oorlede is. Wat? Nou dink ek 'n ander ding, Matthys. Nou dink ek heeltemal vooruit. Nou dink ek hierdie arme ou het nou almal al die pad gekom van die Kongo af, of soos my ander parking guard, I come Burkina Faso. Hungry. Hungry, Just I came. come, just arrive. Just came. So hulle kom hier aan en dikwels, jy weet jy kan sien daai ouens is so arm. Daai ou slaap probably onder 'n brug elke dag en dan sit hy nou maar elke aand en in die oggend aan trek en nou sy Checker 60. Hy kry daarom dit seker by Checkers hopelik. Ek weet nie, maar hierdie companies byt ook almal so uit, ek kan jou beloof hulle betaal probably vir daai uniform. En dan begin hy nou hier 'n geldjie maak. So in die begin het daai ou probably geen kontak met sy familie nie. Sy familie weet ook nie totdat hy nou dalk 'n selfoon bekom, wat ek weet mense baie vinnig kan bekom en so aan. Maar nou kan jy dink sy familie sit nou daar in Burkina Faso of wherever. En hierdie ou, hy ken niemand eers hier nie. En hierdie ou kom nou om in so ongeluk. Dit is my baie sad situasie. Is amper half jy verdwyn dan. It's like you disappear. You never existed. Ja, want Jy hoor wat ek sê? Ja, jy's thinking in 'n illegal immigrant in Suid-Afrika. Jy's probably illegally. So ons weet ook eintlik nie van jou nie. So jou familie gaan nooit weet wat met jou gebeur het nie. En dit is my so sad state of affairs dat die wêreld ek staan glad nie. En natuurlik het ons nou baie op sosiale media gesien die laaste 2 weke van die xenofobie wat absoluut hand uitdruk en ongevraagd is. Ek is glad nie vir mense wat illegally moet wees nie. Ek dink hulle moet op 'n menslike manier ook uitgeeskort word. Maar ek dink dit is bitter sleg om iemand in 'n groep te intimideer wat sy dogtertjie hospitaal te bring vir mediese hulp. En ja. Ek dink 'n ander gedeelte ook van die hele xenofobie ding is dat
my ander groter probleem is, ek sê heeltemal saam, as jy in Suid-Afrika is en jy werk hierso, moet jy moet legally wees. Ja, dan het ek nie 'n pyn met jou nie, glad nie. Maar die probleem wat ek nou sien ook, is it's not necessarily just about illegal immigrants. Dit is 'n ding van, jy is hier, jy is van 'n ander land, jy moet nie wees nie, want jy steel my werk. Ja. En dit is 'n mentaliteitsprobleem wat ons in Suid-Afrika het. Dit is xenofobia. Dit is nie dat jy 'n issue het met illegal immigrants nie. Jy het 'n issue met enigiemand van 'n ander land. Maar ek wil nog steeds nie die werk doen nie. Ja. Nee, ons het 'n moeëse probleem met dit, Matthys, en dit gaan nog groot kak veroorsaak. Ja, en dan 'n ander stukkie statistiek, ek het sommer vir julle tweeetjies gebring vandag. Ja. Kyk nou. Ja, nie heeltemal depressing wees nie. Maar ja, Matthys ook gelink tot hierdie, jy weet, aglike omstandighede, armoede. Dit forceer betamel mense om 'n Checker 60 trokkie 'n skooter te gaan ry of jy word 'n sekswerker, right? Oudste beroep in die wêreld. En dink jy op ons ouderdom sal ons dalk eerder met my Checker 60. Ek dink ek is maar op Checker 60 op hierdie. Ek weet nie of iemand gaan betaal op hierdie stadium. 10 jaar terug was dit 'n ander storie, maar ja, ons moes toe begin het. Wasted our youth. Ja, wasted our youth on hard work. Ja. Hard, honest, noble work. Wat 'n potkak. Fucking SARS. So, daar word geskat dat daar wêreldwyd ongeveer 52 miljoen sekswerkers is. Dis min, actually. Ek het ook gedink dit sal meer wees. Waarvan ongeveer 41.6 miljoen is vroulik en 10.4 miljoen is manlik. Sien die manne begin nou weer swaar kry. Okay, dan 90% van hulle word beskou as kwesbaar in 'n kwesbare ekonomiese posisie. Arm met ander woorde. En ek neem aan die ander 10% is soos top class. Hulle is net lus. Ja, dit is hulle loopbaan, hulle is bitter trots daarop en good to them. Ek het geen probleem met dit nie. You make your money anyway. Dit is vir my 'n humble, noble. Ja, dis my humble. En 'n noble manier om geld te maak. Dis my werk. Humble. Is dit vir humble? Ja, Jessie Matthys, kan jy dink met hoe vernederend dit moet wees? So, I don't think you walk around and dis nou nie soos meeste van die Pretoria dokters wat hulle self by herbraai voorstel as dokter Labaskag nie. Okay, ja. Ek dog jou naam is Frik. Fok. Ek is hoerpotgieter. Ja, hoerpotgieter. So China het die meeste sekswerkers. Hulle sê ongeveer 10 miljoen sekswerkers in China. Indië het hulle nie 'n spesifieke syfer nie, maar hulle sê dit is ook baie hoog en kan vir China go gee, maar dis ook nou die twee lande met die grootste populasies in die wêreld, right? Ja. So hierdie is nie proporsioneel. Hierdie is nommers, hierdie is hoeveelhede, dis nie persentasies, proporsionele persentasies nie. Indonesië is ook onder die top wêreld 10, maar hulle het ook in Mexico het ongeveer 240, gaan dit afrond 240,000. En dan laat ek bysê, in China met die 10 miljoen is prostitusie onwettig, right? Want dis interessante inligting om te hê. En sover ek weet, Indië ook. Indië is gedeeltelik wettig. Well, okay. Ja, maar dit is net jy sê China en Indië, ek kan sê dis weird van sover ek weet is dit onwettig. Jy kan in die tronk beland. Dan die VSA is ook daar. Onder die VSA sê hulle meestal onwettig, maar ek weet daar is sekere state in die VSA waar dit wettig is. Mexico 240,000 en daar is dit wettig vir enigiemand oor die ouderdom van 18. Whether you're a prostitute or paying for a prostitute, solank jy oor 18 is dit wettig. Maleisië ongeveer 150,000, dis onwettig in Maleisië. Thailand kan so hoog wees soos 450,000. Skattings wissel maar daar. Dit is onwettig natuurlik in Thailand, maar dit is super algemeen in Thailand. Ladyboy. Ja. En dan Kambodja, wat hulle sê is beperk, so niemand word ook beperk deur sekere geografiese areas is omtrent 55,000. So dis min of meer, en dan ook sê hulle natuurlike beduidende getalle is ook in Rusland, Nigerië en Brasilië. Maar ja, daar is die lande met die meeste, ek dink as 'n mens dan, ja, as jy met ander angles inkom, as jy kyk proporsioneel, weet ek nie of China dan top sal wees nie, ek weet nie wie sal nie, maybe Amerika, of I'm not sure. En dan natuurlik waar dit die veiligste is, en waar mense actually karriers daar uitbou, is Nederland. En is dit nie
Is dit nie op Nee. die top 10 of Nee, want weet jy wat Matthys, sodra jy iets wettig maak en jy sê vir mense, sodra jy vir mense access tot iets gee, dan verloor hulle daai ding van ek wil dit hê, ek moet dit hê ten alle kostes. So. dis tipies wat ouers doen met kinders ook. Ja. So, sê jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie. Wat gaan jy doen? Dis die eerste ding wat jy gaan doen. Jy gaan rook en drink. Ja. So, nou weet julle, as jy 'n bietjie eensaam raak, Dan gaan jy China toe. Sofia. Jy kan China toe gaan, Indië, ek dink Thailand, ek dink nie ons het visas nodig vir Thailand. Nee, ons het nie. Sien, dis van my kop nou. Dis waar het ek 'n visa nodig? Ja, so jou groen mamba kan jy gaan loslaat. Jy kan hom gaan Daar in- loslaat. Daar in Thailand. Ek dink ook die mense het nie nodig vir Mexiko nie. Ek dink nie die probleem is jy kan nie by Mexiko in sonder van hier af sonder 'n connection Amerika flight somewhere else Of nie. Brazil dalk nie, ja. Ja. Indonesië, Bali, ons het nie visas nodig nie. Dink ook nie so nie. Ek weet nie. Praat ek nie nou asof ons reiskonsultante of joernaliste Ja. is. Maar ja, nee, ek dink nie jy het nie. So as jy lus is, dan weet jy nou waartoe jy kan gaan en ja, neem maar vir ons 'n foto. Wat weet ons like dit? Ja. Moet eerder nie. Nee, ek hou van foto's, stuur foto's. Okay. Ja, en dan 'n laaste update oor Lego en Sir David Attenborough. Ja, ons het laas gesê hy kan meer Lego speel nie. Ja, ek kan nie meer Lego speel nie, want die ouderdomsbeperking op Lego is 4 tot 99 jaar oud. En Lego het toe nou op hierdie ding geklim en dit gebruik as bemarkingsveld tog wat ek dink is Clever. briljant. En hulle het hierdie week die ouderdomsbeperking op al hulle nuwe geprinte Lego bokse verander na 100 plus toe, sodat Sir David Attenborough kan aanhou Lego speel. Ag, dis sweet. Dis sweet. Yes, die man was maar 'n legend, né? Ja, twee ander interessante goed van Sir David Attenborough, toe hy sy eerste TV bruik gekry het by die BBC, het hy nie 'n TV besit nie. En hy is actually ouer as gesnyde brood. Ek het dit ook gesien. That's very cool. Maar Hy he's still bestaan al langer better as than sliced much bread. better than sliced bread. So op daai noot, dit is van Klets, dankie dat jy geluister het. Onthou om te deel, te share, te like en ons sien jou volgende week weer. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lank hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, dit is almal net